Goeiedag. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 5 vers 18: Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. In 1617 het Martin Rinkart, 'n Lutherse predikant, na sy tuisdorp Ellenburg in Sakse teruggekeer, net toe die 30-jarige oorlog van 1618 tot 1648 op die punt was om te begin. Aangesien Ellenburg 'n ommuurde stad was, het dit 'n toevlugsoord vir politieke en militêre vlugtelinge geword. Rinkart het gou die gruwels van die inkwartering van soldate in sy huis en die gereelde plundering van sy skamele huishoudelike goedere verduur. Dinge het erger geword. Die Sweedse leer het die stad omring om dit uit te honger en die pes het vererger. In 1637 het 8000 mense in die stad gesterf, insluitende die oorweldigende meerderheid van die stadsraad, baie kinders, geestelikes van die naburige gemeente en ook Rinkart se vrou. Rinkart is alleen gelaat om die werk van al die geestelikes in die dorp te doen. Hy het 40 tot 50 begrafnisse per dag uitgevoer, altesaam 4480. Dinge het selfs erger geword. Na die pes het hongersnood die dorp beetgepak en 30 of 40 mense kon gesien word wat in die strate veg vir 'n dooie kat of kraai. Rinkart het alles opgeoffer om te help en met die minste rantsoene vir sy eie gesin klaargekom. Met die tyd het hy sy toekomstige salaris verpand om brood en klere vir sy kinders te koop. In 1630 het Rinkart die gesang geskryf: Kom dank nou almal God, op 'n tyd wat jy en ek waarskynlik as 'n ware nagmerrie sou bestempel het. Dinge het nog erger geword. Die Sweedse leer het 'n losprys van $30,000 van die stad geëis. Rinkart het sy lewe gewaag deur na die Sweedse generaal te gaan en om genade te smeek. Daar was geen. Hy het toe teruggekeer dorp toe en gesê: Kom my kinders, ons kan geen gehoor, geen genade by mense vind nie. Laat ons by God ons toevlug neem. Rinkart het op sy knieë geval en so ywerig in gebed gesmeek dat die Sweedse generaal daarvan gehoor het en die losprys tot 2000 florijne verlaag het. Ten spyte van dit alles het Rinkart in 1630 die gesang Kom dank nou almal God geskryf. Ja, jy het reg gehoor, in 1630, op 'n tyd wat jy en ek waarskynlik as 'n nagmerrie sou bestempel. Binnekort het Lutherse families Rinkart se gesang as 'n tafelbed gesing. In 1648, die jaar waarin die 30-jarige oorlog beëindig is hierdie gesang gesing tydens 'n nasionale vredesviering. 'n jaar later, 1649, is Martin Rinkart oorlede. Vind jy dit ook al moeiliker om Kom dank nou almal God met oorgawe te sing in hierdie tyd wat ons nou beleef? Ja, die wêreld is in chaos. Brandstofpryse skiet die hoogtes in. En tog, ek het nog nie skares in kruidenierswinkels gesien wat baklei oor 'n dooie kat nie. Dalk moet ons 'n blaadjie uit die profeet Habakuk se boek neem, as hy getuig, al sou die vrye bome nie bot nie, en daar geen opbrengs aan die wingerdstokke wees nie, die drag van die olyfbome teleurstel, die landerye niks te eet te lewer nie, kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste uit die stalle oorwees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God wat my verlos. Dit is wat Martin Rinkart gedoen het, toe sy wêreld rondom hom uitmekaar geval het, met sy oë op die ewigheid gefokus, en sy hart gegrond op die Here se genade, het hy gesing. Kom ons bid saam. Here, ek het nog soveel om voor dankbaar te wees. Laat my dit nooit vergeet nie. Amen.